Die skriflesing vanoggend is vanuit Lukas 15. Nou, ek is absoluut daarvan bewus dat baie van julle talle kere al hierdie teks gehoor het, die gelykenis van die verlore seun. So waarom sal ek vanoggend hieruit preek? Hoekom? Hoe het dit gebeur dat ek gelei is om uit hierdie teks te preek? Nie dat ek hoef enigstens verskoning te vra, want die hele Bybel is tog tot ons beskikking. Maar wat het aanleiding gegee? As jy onthou, 2 weke gelede het ek uit Jona 4 gepreek. En dit was 'n preek wat gegaan het oor the prodigal prophet. The prodigal son is die gelykenis. The prodigal prophet. Jona, dis wat Tim Keller hom genoem het. Maar daar was ook 'n klomp ander dinge wat gebeur het die afgelope tyd wat my net tot op hierdie punt gebring het, gelei gevoel het om hieroor te preek in aansluiting. Ook die young adults, die jong volwassenes, het ons begin met 'n reeks van Kyle Idleman. En in daardie reeks gaan dit oor die verlore seun. Maar dit is 'n baie praktiese reeks. En dit is 'n eie tydse uitbeelding vir die jong mense. Die jong mense, nie die kinders nie. En ons het die eerste geleentheid gehad en dit was 'n wonderlike geleentheid. En ek het vir hulle gesê, ek vra van julle om dit gereeld te lees, hierdie gedeelte. Onophoudelik te lees. En sodat julle uiteindelik na 'n paar maande dat julle sal deursuur wees van die teks, van dit wat hier gebeur en ook die verwante tekste. So dit was ter agtergrond. Verlede Sondag het ons die young adults gehad. So ek lees vir ons hierdie gelykenis. Verder het hy gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Julle sal agterkom, is 'n klein bietjie anders as die 2020 vertaling, wat 'n baie letterlike vertaling is. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis en daar alles wat hy besit het deur sy losbandige leefwyse verkwis. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het, het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie land se inwoners wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en gesê, hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van u dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver weg. Toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee. Bring gou 'n lang stola, die beste een, en trek dit vir hom aan. Geef vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en fees vier. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin fees vier. Die oudste seun was in die veld en toe hy terugkeer en naby die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep een van sy dienaars en verneem by hom wat aan die gang is.
jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord, en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy vader gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare vir u af, en ek het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie, en vir my het u nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom, wat die besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom die vetgemaakte kalf? Toe sê hy vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is joune. Ons moet fees vier en bly wees, want jou broer was dood, en hy het lewendig geword. Hy was verlore, en is weer gevind. Daar is ons nou baie dinge wat deur julle gedagtes gaan. Julle weet klaar wat ek min of meer gaan sê. Wat die teks sê. Of weet ons, is dit nie elke keer 'n dinamiese gebeurtenis? Is prediking nie 'n gebeurtenis waar tydens die Heilige Gees met 'n mens praat? Soos Kyle Idleman sê, waar ek tot op 'n punt kom, where there is awakening. So die teks kan oor my gaan en ek kan gewoon op 'n inhoudsvlak daaraan aandag gee en dit evalueer. En baie mense doen dit. Dat hulle evalueer die teks, die inhoud, die waar, die nie waar. Maar dan kom daar baie keer deur die genade van die Here an awakening. When you see yourself the way you are. Wanneer jy ontdek deur die Here se genade. En dit is waarvoor ek bid. Nie net vir vandag nie, maar vir elke dag, wanneer ons met die woord besig is. Want ons godsdiens, soos iemand dit mooi gesê het, is al 'n bietjie verslete. Soos 'n ou kledingstuk. Het laat my dink, ek het 'n baie mooi Pringle-hemp gehad. En sy kraag was deur. Hy was geskif. En toe het ek in my wysheid besluit dat die kraag moet omgedraai word. Aan die onderkant van die kraag is nog 100% reg. Maar ek het nie so mooi gedink. My vrou was natuurlik slimmer as ek, maar ek het my nie aan haar gesteer nie. So toe het ek iemand laat kry om dit te doen, een van die tannies in die gemeente, want sy wou dit nie doen nie, en toe het ek die kraag netjies laat omruil, toe het ek 'n donker kraag en 'n ligter kleur hemp. Want die hemp was verslete, toe val hy gate, en ek het dit nie gesien, hier onder die arms, was dit later vol gate, maar ek het dit nie gesien. Godsdienst raak verslete, wanneer mense al die antwoorde het, en jy kan hulle niks meer leer nie. Dis wat hulle dink. Dis wat dominees dink. Totdat die Here jou besoek deur sy Gees. So kom ek vat julle terug Suid-Afrika toe. Kom ons gaan terug Suid-Afrika toe. Kyk die twee jong manne hierso, nee, ek kan nou niks vir hulle vra oor Nieu-Seeland nie. Hulle weet presies waar alles nou is in Nieu-Seeland, nee, op die Noord-eiland. Nou as jy nou na die Weskaap toe gaan, en jy ry daar van Gordons Bay se kant af, nee, ry jy nou oor die pas, die Salaris pas, as julle saam met my in die karre, nou ry ons. Sien julle die pad? Wat kry ons eerste Grabouw, ongelukkig met al die plakkerskappe deesdae. Nou gaan ons daardeur Grabouw verby. Wat kry ons? Watter padstalletjie kry ons daar? Daar's twee. Wat is die bekende een met die snaakse naam? Wie van julle kan onthou? Peregrine. Wie het dit gesê?
Wat beteken dit? Ja, jy kom van daai wêreld af, dis hoekom jy weet. Wat beteken dit? Bosie, jy het daar groot geword. Wat beteken peregrine? Kom ek vertel vir julle, dit kom van die Latynse woord, wat te doen het met 'n pelgrim. Dis waar die woord pelgrim vandaan kom, om op reis te gaan. Die jongste seun is die pelgrim, wat nie kan bly waar hy is nie. Hy is nie tevrede met die wêreld en die omstandigheid waar hy bly nie. Hy gaan op reis, dis die definisie van 'n peregrine, van 'n pelgrim. So terloops, die ander ding wat 'n peregrine genoem word, is een van die vinnigste diere in die diereryk, dis 'n valk, peregrine valk. Maar die realiteit is, hy is 'n swerwer. Hy is nie tevrede. Hoe sê Helmut Tieleke, hy sê, hy is nie tevrede met al die reëls. Sy pa is daar, en jy het ons nou nog my gesê, in die huis werk het so, daar is te veel reëls in julle huis. Of was dit nie jy? Dit was nie jy wat het gesê. Wie van julle het gesê, hopeloos te veel reëls in hierdie huis. Ek moet my goedjies pak en vryheid kry. Jy's 'n peregrine, jy is 'n pelgrim, jy's op 'n itinerant lewenswyse. Dis wat daar aan die gang is. Dis wat hier gebeur. So hoekom vertel die Here Jesus vir hulle 'n storie van 'n mannetjie wat nou op reis wil gaan weg van sy ou reis af? Wat is agter dit alles? Kom ek vertel vir julle wat is agter dit alles. Dit gaan hier oor 'n gebrom en 'n gemang. Wie is dit wat brom en mang? Dit is die Joodse leiers. Want as jy gaan kyk aan die begin van hoofstuk 15, dan staan daar, die Fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Die woord doekie so mooi. Kyk, hulle is besig om hier onderlangs te mou en te kloei. Dan gaan hulle na die disippels toe in Lukas 5, wanneer hy vir Levi roep as tollenaar. En hy gaan eet saam met hulle. En hierdie tollenaar gebruik die geld wat hy by jou en my doodgedruk het, om dit nou maar so uit te druk, né? En hulle gaan en hy maak 'n groot feesmaal. Ironies genoeg, groot feesmaal. Lukas 5. En dan kom hulle by mekaar en dan gaan die Fariseërs en die skrifgeleerdes, hierdie leiers gaan agteraf en hulle kla. Hierdie man eet saam met sondaars. Dis hoekom die Here vertel van hierdie gelykenis. Maar hierdie gelykenis is op baie vlakke 'n gevaarlike gelykenis. So dis hoekom ek julle inlei in dit in. So hopelik teen hierdie tyd het julle die prentjie van hierdie man wat vertrek, hierdie jong man. Hy is soos 'n valk wat vlieg uit die nes uit. En daar gaan hy, die vreemde in. Maar hy moes eers alles wat hy gekry het, en daaroor is daar al eindeloos gepraat, oor of het korrek sou wees in daardie tyd. Natuurlik kan 'n mens nie al daai snaakse vrae vra in die teks nie. Dit gaan oor 'n groter prentjie. Maar ons sal vir julle ek sal dit vir julle probeer uitspel en uitwerk. Alles wat hy gekry het, moet hy nou eers omsit in geld. Ja, hy het nou nie 'n kredietkaart om saam te vat wat hy kan gebruik in die vreemde land nie, by wyse van spreke nie. So dink nou net daaroor, alles pak hy op sy rug, in 'n bel om sy lyf waarskynlik, steek dit weg, iewerste. Hoe sal ons weet? Die punt is, alles wat hy besit, is aan hom gehang en daar vat hy die pad. Hy is nou 'n pelgrim in die wye wêreld in. En nodeloos om te sê, dit kan ons almal weet, dinge gaan voor die wind. Kyk, dit werk soos met wanneer mense goed verkeerd doen. Of het nou is, te veel drink, te veel eet, te veel wat ook al verkeerd doen, wat sê die dokter? Hoekom doen mense dit? Want dit werk op daardie stadium. Dit vervul 'n doel. Dit maak jou gelukkig in daardie oomblik. Dis nie noodwendig goed nie, maar dit vervul 'n sekere behoefte. Dis hoekom mense dit doen. Jy gaan dit tog nie doen as dit nie vir jou op 'n manier iets in die sak bring nie. So dit gaan goed, jy moet vir jouself dit uitmaak, dat die jong man het 'n goeie lewe, vertel die Here vir hulle. Nou al die mense wat staan en luister, dis die disippels wat luister, dit is die ander mense, die meelopers, die skrifgeleerdes, hulle hoor almal. Nou bou die suspense bou nou op. Waar gaan dit eindig? In hierdie verhaal, want dit is 'n verhaal.
Nou begin dinge na 'n tyd wat dit baie goed gaan, begin dinge verkeerd te loop. Soos my ou goeie vriend Greg altyd sê, daar in New Zealand, hy sê, Frederick, you live by the decisions you make. Nou ja, dis die gevolge. Ons as ouer mense hou daarvan om vir ons kinders dit te sê. Jy weet, daar's gevolge vir optrede. Maar die jong man, die peregrine, hy stel nou nie belang in die gevolge van dinge. Dis oudtyds om so te dink. Die beste is, die meeste mense sal sê, met my sal dit anders werk. Ek is 'n uitsondering, dis klassiek. Almal van ons is skuldig daar. Dit werk dalk so in die algemeen, maar nie met my nie. Ek is 'n uitsondering. I'm too special. Hy het ook gedink, dit is hoe die lewe gaan aangaan. Maar toe het dit, na 'n kortstondige tyd, het dit begin verkeerd loop. En het dit stelselmatig verkeerd geloop. Nou as jy op daai slippery slope beland, dan gaan jy nou maar moeilik weer omdraai. Ek sien nou die dag so vlugtig, ek het nie die artikel gelees nie, wat Boris Becker geskryf het, nadat hy in die tronk beland het, julle weet mos daarvan, nee, van hoe hy die meeste van sy vriende verloor het en so meer. Het maar alles met geld te doen. So by jou einde, sit daar die jong man, en hy sit in omstandighede wat hy nie eintlik voorsien het. Hy kon nooit voorsien dat daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land sou uitbreek nie. En hy het begin gebrek ly. So nou moet hy besluit, wat gaan hy doen? Hy moet aan die lewe bly, hy moet kos op die tafel kry. En hy gaan werk. Baie interessant dat daar staan, een van daardie land se inwoners. Dis die hulle. Onthou nou hierdie konsep van die ons en die hulle, want dis daardie konsep wat agter die Joodse leiers se gedagte is. Die ons en die hulle. Die ons van hierdie familie wat ek verlaat en ek gaan na die hulle toe. Hy gaan werk toe daar. En julle ken die storie, hy het nie die pele geëet volgens die teks nie. Hy het begeer om van die pele te eet. Hy het op 'n situasie gekom dat hy so honger was, maar niemand het vir hom daarvan aangebied nie. So dit is 'n op moed verloor se vlakte, om dit nou in mooi Afrikaans te sê. Dan daardie pragtige vers. Dis hoekom ek dit bietjie melodramatiseer, dat ons saam met mekaar deur die teks stap. Toe het hy egter tot sy sinne gekom. Hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos? En hier vergaan ek, die ek en die hulle. Deurentyd kom dit na vore. Dan maak hy 'n plan. Ek sal opstaan en luister mooi, ek sal na my pa gaan en vir hom sê, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van u dagloners. Hy het 'n plan. Nou dit het al baie mense wat oor hierdie gedeelte gepreek en gedink en gepraat het en geskryf het gesê, wel, dis nou eintlik 'n baie interessante situasie hierdie. So, ons kan nou maar doen wat ek wil, en dan kan ek nou maar net sê, jammer, sorry. En dan moet alles nou reg wees daarna. Dan moet alles vergeet en vergewe wees, want dit is ons wat die Bybel sê. Dis ons 'n goeie voorbeeld daarvan. Sien julle die spanning wat nou opbou rondom die saak? Hy het 'n plan. Ja, ons verstaan. Jy's in diepe nood. Ek en jy was al in diepe nood. Dit is so dat baie mense se godsdienst werk so. Hulle doen net wat hulle wil. En dan speel hulle die speletjie van die verlore seun. En dan doen hulle belydenis en hulle bekeer en hulle gaan na die Vader toe om weer dieselfde ding te doen. Maar ek loop myself vooruit. Hy het toe nog opgestaan en na sy Vader gegaan. Nou let op die woord Vader, hoe dit verloop. Sy Vader het hom al gesien. Die seun sê toe vir sy Vader, Vader, ek het teen u gesondig. Ek is nie meer werd. Teen u en die hemel, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie.
Die ons, hy is een van die hulle. Die ons van die familie, hy is uit die familie uit, hy besef, maar wat doen die Vader? Nou dit is die interessante, dat baie mense al dit opgemerk het, dat die pa doen eintlik 'n baie vreemde ding. Dis asof hy dag vir dag tuur, kyk, wag, hoop, dat die seun tog tot sy sinne sal kom en terugkom. En dan hardloop hy, die Vader, na die seun toe. Maar kyk wat doen die pa ook. Het julle mooi opgelet? Nog voordat hy kon klaar praat, toe val sy pa hom in die rede. Hy wou nog sê, behandel my soos een van die daglewers, toe het sy pa klaar gesê, bring gou 'n lang stola, die beste een, 3 dinge. Gee vir hom 'n stola, daai lang kleed, gee vir hom 'n ring aan sy vinger, daardie seelring, daardie kenteken, van dat hy behoort aan die familie, dat hy deel is van hierdie familie, gee vir hom 'n ring, en sandale vir sy voete. So, kan julle sien daardie patetiese figuur wat hier aangestrompel kom, vanuit die verre land. Hoe het iemand eendag gesê, as jy aangekom het soos wat jy gegaan het, dan sal dit ook beter gewees het vir jou, nee. Maar dis wat die pa se reaksie is. Hy kry nie eers sy plan tot uitvoer nie. Dis vir ons baie belangrik om dit te verstaan. It's not about the devoutness of what he said. Dit is geleë in die Vader se gesindheid. Dis van kritiese belang om hierdie teks so te verstaan. Dat hoe is die Vader? Want dit is waaroor hierdie teks ten diepste gaan. Is hoe is die Vader? Natuurlik gaan dit oor 'n reaksie. Maar dit gaan ten diepste, hoe werk die hart van die Vader? Verder, bring vir ons die vetgemaakte kalf, net nou sal al van 'n bokkie gepraat word. Slag dit en laat ons eet en fees vier. Dit is asof alles in die oortreffende trap is. Hierdie seun wat niks verdien nie, hy kry nou die beste van die beste. Daar word nou 'n partytjie gehou. Maar dan na die insiggewende opmerking. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Nou as jy Lukas 15 lees, dan is daar 3 verskillende gelykenisse. 3. Skaap, die muntstuk, gaan oor verlore, gevind. Hierdie 3 loop saam. Daar's baie geleerdes wat sê dit is een eenheid. Dit moet eintlik saam gelees word. Dit is alles teen die agtergrond van wat al ewige gekla en 'n gemor en 'n gebrom van die Joodse leiers is. Omdat die Here so anders dink en praat. Want jy sien, wat ons moet onthou en nooit vergeet nie, is as jy die oomblik as jy die woord gelykenis hoor. Gelykenis. Dan moet jy onmiddellik hoor daarmee saam. Koninkryk van God. Met die koninkryk van die hemel gaan dit so. Wanneer die Here, soos Helmut Tieleke daarvan praat, die prentjieboek van God. Wanneer hy gelykenisse, prentjies vir hulle gee, stories vir hulle gee, dan probeer hy vir hulle verduidelik, van daar is 'n nuwe manier van dink. Daar is 'n ander manier van dink. Daar is 'n koninkryksmanier van dink. In Jesus Christus het die oue is verby. In hemelsnaam. Daar's die aanbreek van die nuwe era, die aion, die koms van die koninkryk, Jesus Christus. Hierdie was een van my grootste bekommernisse in die kerk. Van 'n predikant se standpunt, is dat mense, baie mense, nie die diepte, die omvang, die krisis van Christus Jesus se inbreek in die geskiedenis verdiskonteer. Hulle sien hom klein. Hulle sien hom as deel van net gewoon 'n suksesie in die geskiedenis. Wat ons nie mooi begryp nie is, dit het alles tot stilstand gekom. Alles in Jesus Christus. Die oue is verby. In Christus word dit alles saamgevat, saamgebal. En daar is 'n nuwe bestaan, daar's 'n nuwe familie, en in hierdie nuwe bestaan is daar 'n ander manier van doen, en dit is verseker nie
die manier van die Joodse leiers nie. So hoe is dit? Dit is in hierdie nuwe manier van doen, die vreemdsoortigheid van 'n kind wat dit nie verdien. 'n kind wat wederregtelik sy rug gedraai, doelbewus sy rug gedraai, word ontvang deur 'n genadige en 'n barmhartige en 'n liefdevolle God. Almal aan wie daardie evangelie verkondig word, hulle wat hulle is, die uitvaagsels, die prostituie, die verworpenes, almal van hulle. In die koninkryk is daar vir hulle toegang. Ek onthou, tot my skande in my eerste jaar, ry ek saam met 'n vriend van my een nag, ons was saam met Manuel Escorcio en 'n paar ander mense, hulle was huisvriende, die paas, met hom, ons was in sy huis toe, ons gaan na 'n erediens toe die aand by 'n kerk, wat ek liewer wil vergeet, van wat daai aand alles daar gebeur het, van hoe die ou dit probeer manipuleer het, die prediker. Ek kon dit nie glo, dis hoe dit werk. Maar hoe dit ook al sê. Nou ry ons so toe, daar ry ons in die Kaap, Bossie, en hier ry, kan ek dit net maar so verduidelik, 'n ou vrot kar, vol dronk van die lede van die plaaslike bevolking. En dit is 'n verskriklike gemors. En my reaksie onmiddellik is, ek weet nie hoe dit gebeur is, die Heilige Gees seker. Die Here kan hulle nie so lief hê. Ek is 18 jaar oud. Hy kan hulle nie so, kyk hoe maklik. Ja, hulle. En dit slaan my. Die Here het vir daai mense net so lief soos vir my. En dit ontketen by my 'n vraag. 'n eksistensiële vraag, krisis. Hoe kan dit wees? Man, ek is so in die verhouding van die oudste seun dat ek dit net nie eers weet nie, maar ek ontdek dit. Want jy sien, dit is nou wat hier na vore kom. Terwyl in 'n partytjie van ver af kom hierdie kerklidmaat, hierdie ouderling, hierdie dominee, noem dit as jy wil. Is dit nie ironies dat die oudste seun altyd maar half 'n bietjie aan die kortste en trek in die Bybel nie? Is hulle nie die een wat eintlik die swak karakter is nie? Kyk 'n bietjie na die hele Bybel, is nogal 'n stuk ironie wat daarin opgesluit is. Dis nie 'n reël nie, mense, dis 'n opmerking wat ek wil hê gaan dink daaroor. Maar baie interessant wat hier gebeur. Van ver af hoor hy dit en daar kom by hom hierdie reaksie. Nou praat hy nie met sy pa nie. Hy vra een van die dienaars, wat is hier aan die gang? Hy staan daar ver, hy roep hom, what's going on here? Nou sê die dienaar van hom, dis wat gebeur het, jou broer het teruggekom. Nou kan julle nou dink. Ek wonder of hy gedink het by homself, gaan die ou weer wil erf? Ek meen, dis mos wat baie mense sou dink, nee. Hy het klaar geërf, hy kan toch nie weer erf nie? Jo, weet jy nou baie het ek dit gehaat, beleef, dat as ek in die lijkswaar klim, langs my ou goeie vriend, wat op die kerkraad was, wat die lijkbesorger was, en as hy my nie groet nie, dan sê ek vir hom, Kobie, is dit weer een van daai? Dan sê ou vriend, ek kan dit nog steeds nie glo, ek is al so lank in hierdie game, hy sê, ma was skaars dood, toe beklei hulle, soos kat en hond. Nou ja, dit is maar hoe mense is, van altyd af, net. Dit is altyd hulle, wat nie geregtig is, hulle wat beklei. Briesend kwaad geword, briesend. Maar sy vader kom uit, en hy praat met hom. Maar hy het vir sy vader gesê, maar kyk wat sê, kyk, ek sloof my al soveel jare af. En hy praat vir hom, vir my het u nooit, nergens in daardie hele dialoog, noem hy van sy vader. En wat doen die Here Jesus hier? Hy is besig om vir hulle 'n spieël op te hou. So jy, wat die Joodse leier is, jy is die een wat soos die oudste seun is. Nou die teks is al baie keer op
baie verskillende maniere uitgeleid. Daar's 4 hoofmaniere en ek gaan, as ek dit alles vir julle moet verduidelik, gaan ek nou nog 'n halfuur langer besig wees. Maar kom ek sê net vir julle, een van die maniere hoe dit geallegoriseer is, en dit is nie noodwendig verkeerd dat daar allegorie ook na vore kom nie, want dit is 'n storie en hier is baie duidelik, slaan dit op mense 'n tipiese allegorie. So dit is so, dat baie mense dit gaan interpreteer, dit is Israel teenoor nie Israel. Israel teenoor die heidendom. Of, het gaan oor die Joodse leiers teenoor die prostituie en die tollenaars. Dus daar is verskeie variasies. Nou, wat jy kan doen met hierdie gelykenis is, jy kan dit interpreteer, soos wat jy wil, solank jy bly by die parameters wat die teks stel. Maar wie jou hulle is, die hulle en die ek, dis wat nou hier na vore kom. Hulle verdien dit nie, hulle behoort nie so behandel te word nie, dan het jy dit presies reg. Hulle behoort nie. Inderdaad, die koninkryk van God, hulle behoort nie. Maar die hulle is ek en jy. Ons behoort nie so behandel te word nie. Want ons is baie keer die verlore seun. Ons behoort nie met soveel genade en liefde en deernis en oorvloedige genade behandel te word nie. Ons behoort nie. Dis nie regverdig nie. As jy die genade wil verstaan, dan moet jy verstaan dat dit onregverdig is, in 'n sekere sin, dit wat jy en ek ontvang het. Dis onbetaamlik. Iemand het dit eendag so mooi geskryf, nou is haar naam uit my kop uit, Audrey Brino, het geskryf van die onbetaamlike punt wat sy in hierdie lewe weet het. Sy het so 'n bietjie spotterwys na haarself gedink oor alles wat sy het en al die voorregte, en sy het dit genoem die onbetaamlike punt. Inderdaad, nou verstaan jy die koninkryk. As jy verstaan dat die Here God in sy genade gee. Maar hy gee ook vir die oudste seun, maar hy sien dit nie. Hy wil iets anders sê. Wat maak hom dan soveel verskillend van die jongste seun? Hy het ook begeertes wat nie aan vervul, hy het nie dit in werking gestel, maar is presies dieselfde tipe mensheid. Dis wat hier ter sprake is. Maar wat erger is, en dit word hier ontmasker. En dis vir jou en my daardie probleem. Wanneer die genade van God en die liefde van God betoon word, wanneer God nie diskrimineer en in plek sit, mense op hulle plek sit, wat gebeur dan? Dan is die bedoeling dat ons saam met die Vader moet bly wees. Kom ek sê dit in Engels. You have to have compassion. Joy. Vreugde. Hoekom het ons dit nie? As mense gered word. As mense wat dit nie verdien, as daar aan hulle goed gedoen word. Terug by Jona. Jona, hoekom is jy so? Oor God se genade. Hoekom is jy so as God mense seën? As God uit sy wese, uit 'n God van liefde, dit laat reën op die regverdige en die onregverdige. Nie net maak vrede daarmee nie. Die verwagting is dat jy saam sal fees vier. Dat jy sal inkom in die omhelsing in. Dat soos wat die Vader die jongste seun omhels en sy een arm losmaak en vir die oudste seun, en dis wat by wyse van spreke plaasvind, om in te kom in die omhelsing. Nee, ek wil nie in daardie omhelsing wees nie, want hy, hulle, mense soos hy, hoort nie so behandel te word nie. Inderdaad. Maar die Vader doen presies wat hy aan die jongste seun doen. Hy nooi die oudste seun in. Hy gaan uit, heeltemal teen die orde in. Hy gaan uit en sê, kom, my kind, jy is altyd by my. Alles wat myne is joune. Ons moet fees vier en bly wees. Ons moet. Want jou broer was dood. Hy was dood. Is jy nie bly daaroor dat hy lewendig geword het nie? Hy was verlore. My kind, wat gaan met jou? Is jy nie bly vir die genade wat in sy lewe plaasgevind het nie? Ek gaan stadig gaan begin afsluit, want ek weet wat sê ons vir mekaar, as die dominee sê, hy sluit af, as het nog 1/2 uur. So kom ons maak het stadig. Ek hou daai agterdeur oop, dat het nog 1/2 uur kan wees. Maar dit sal.
Wat hier gebeur is daardie, soos Kyle Alman sê, that's awakening. Daai broer van jou het 'n ontmoeting met die Here gehad by wyse van spreke. Dit is wat hier nou vir ons van toepassing is. Sy oë het oopgegaan. My oudste seun, jou oë moet oopgaan. Dis vir jou 'n oomblik van waarheid om jouself te ontdek. Daardie ontwaking kan nou lei tot 'n hernieude ontmoeting met jou broer en met jou vader. Jy kan jou vader leer ken. Pa, ek het nooit geweet ek het geweet pa is 'n goeie mens en 'n liefdevolle mens, maar so, pa, you're the best. You're the best. Dis nie wat mense sê nie. Dis nie hoe hulle dink nie. En dis hoekom die gelykenis eindig met 'n oop einde. Ons weet nie wat was sy reaksie nie. Ons weet nie of hy sy pa om verskoning gevra het oor sy hardheid van hart en of hy na sy broer toe gestap het en sê, my broer. Of hy sy pa se gesindheid geopenbaar het nie. Dit weet ons nie. En allerweer word het gesê, dit is vir julle om dit te besluit. Dis vir die kerk deur die eeue om dit so uit te leef. Dis vir die kerk van die toekoms om 'n oog en 'n hart te hê vir mense wat waaragtig verlore is. Waaragtig. 'n wêreld wat hulle ophou met die vreemdste woord wat ek in die Afrikaanse vertaling het nooit in my lewe daai woord gehoor nie. Maar direkte vertaling uit Helmut Tielike se boek is die klaterprulle van die jong man. Ongelooflik as jy daaroor gaan nadink op 'n taalkundige vlak. Dat jy as 'n oudste broer sê, maar die kind het van niks geweet nie. Hy het niks verstaan nie. Maar nou, my pa, ons pa, dis hoe hy is. Dis die koninkryk. Joodse leiers, wat gaan julle besluit? Maar jy sien hulle kon nie. Want die systeemdenke, die digotoomdenke, die swart en wit denke, die reg en verkeerd denke, die gegroefdheid waarin hulle vasgeval was, kon nie voorsiening maak dat God so kan wees. Dis inappropriate. God is inappropriate. Want kyk, wat doen hy? In plaas daarvan, om hulle self te sien as die ontvangers van hierdie genade wat reg in 'n sekere sin vir elkeen van ons inappropriate is. Die vraag is, het ons 'n passie vir mense? Is dit waar dat die engele in beroering is? Is dit waar dat God, dat die Vader hom verheug as een mens wat dood was, lewend geword het? As hy so is, hoe is ek? Hoe is jy?